Ons vorder fliks met Genesis en ons gaan vanoggend Genesis 16 lees. Dit is die eerste tot en met die 16de vers. Dis 'n hele hoofstuk. Nou, soms wanneer 'n mens die Bybel lees, en jy het dit agtergekom dalk wanneer jy die Bybel deurlees, want 'n mens moet so van tyd tot tyd die Bybel net deurlees, sit en lees groot gedeeltes. Nou, soms wanneer jy die Bybel lees, dan sien jy in die middel van 'n geslagsregister of 'n lys name of die tellings van Levitikus of Numeri, wat dit ook al mag wees, dan is daar hierdie lang gedeeltes wat jy voel, daar's nie baie in nie, en dan loop jy 'n juweel raak, wat soos iets is wat kosbaar is, in die middel van 'n klomp name. Ons is besig met 'n gedeelte in Genesis, hiervan hoofstuk 12, waar ons praat oor Abraham, die vader van die gelowiges, wat vol diep, ryk, geestelike, teologiese waarhede is. En dan ewe skielik tussenin, hoofstuk 16, dis deel van die verhaal, maar vanoggend gaan ons, kan ek sê, hartsake bespreek, want dit is so bietjie 'n ander trant. Bietjie 'n ander trant, en jy sal dit agterkom wanneer ons dit lees. Dis deel van Abraham se verhaal, maar kom ons lees Genesis 16 vanaf vers 1. In die ou vertaling klink dit so, die vertalers het boaan gesê, Hagar en Ismael. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. Sy hand teen almal en almal se hand teen hom. En hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het, U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien? Daarom noem hulle die put van Lagai-Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun, wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar oud, toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. Dis tot daar wat ons saam lees, in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan. U is 'n verteenwoordiger van die huisgesin. Kom ons staan, dan bid ons saam, ons nader tot die troon van genade.
Here, wat 'n voorreg om voor U te buig. Wat 'n voorreg om U naam te kan aanroep. Die naam van die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die een wat ons bely, wat die hemel en die aarde geskape het. Jesus Christus wat vir ons verlossing bewerk het. Die Heilige Gees wat U kerk heilig maak en wat in ons lewens werk en betrokke is. Vanoggend wil ons voor U buig en U lof toebring. Maar daar is tog in ons hart 'n dringende saak. In die tyd waarin ons leef, wil ons saam met die psalmdigter bid in Psalm 143 as ons sê, Here, leer my om U welbehae te doen, want U is my God. Laat U goeie Gees ons lei in U ryk. Ons het 'n behoefte, veral nou dat ons nader en nader kom aan Pinkster 2024 en ons let op die werking van die Heilige Gees. Ons het 'n behoefte dat ons deur die Gees van God gelei sal word. Sal U ons genade gee. Sal U met ons kom praat ook vanoggend, sonder kennis van U woord, sonder kennis van U self, sal ons bloot maar net elkeen in ons eie rigting hardloop en ons sal nie regtig weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Maar ons het U woord. Ons het U Gees. En ek wil bid dat U ons sal lei. Kom praat met ons deur die woord, tot lof en eer van U naam. Amen. Ons praat vanoggend met U oor die God wat sien, die naam wat Hagar gegee het aan God. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na die statistiek. Nou, ek kon nie baie nuwe statistiek kry nie, want die goed word nie altyd opgedateer nie. Maar in 2016, die nuutste statistiek wat ek vinnig in die hande kon kry, het 47,6% van kinders onder die ouderdom van 6 jaar in enkelouer gesinne groot geword. 47,6%. Die juffrouens wat hier sit sal dit kan beamoen. Meer en meer van die kinders in hulle klasse woon by pa of by ma. Interessant verder, slegs 45,6% van hulle het by moeders gewoon en net 2% by hulle vaders. So die res moet ons dan nou aanneem as jy na die statistiek gaan kyk, is dan of in weeshuise of wat ook al, maar dis die statistiek. Ons praat vanoggend oor 'n in 'n sekere sin 'n alleen ma. Maar as ons prakties wil wees, alleen ma's nie net in die Bybelse tyd nie, ook vandag, behels dikwels uitdagings wat ons baie min van verstaan. Mans is gemaak om te werk, om te voorsien, om te beskerm, maar 'n alleen ma beleef dikwels armoede, depressie, verlatenheid, in sommige gevalle selfs mishandeling. Dis hoekom die Here mans gegee het, om vrouens te beskerm, om vir hulle te sorg. En ek wil weer sê, dis nie net in die Bybelse tye nie, dis ook vandag. Alhoewel ons in 'n tyd leef waar mense dit nie wil erken nie, is dit waar. As jy die prentjie moet teken van die gebrokenheid van ons samelewing, dan dink ek, en ek is maar 'n prentjie mens, ek is verbeeldingryk. Die prentjie vir my van 'n gebroke samelewing is dikwels die prentjie van 'n vreesbevange, vreesagtige, moe, alleen ma wat met 'n babatjie sit. Wat sukkel, wat stryd het, wat sukkel net om te oorleef. Dis die prentjie van ons gebroke samelewing. Weet u wat is die woord? As ek 'n woord moet kies wat die Bybel toeskryf aan 'n moeder, alleen moeder. Die woord wat die Bybel gebruik om die houding van God dan eintlik maar op te som teenoor so iemand. Wat as gevolg van, en luister, ek is nie besig om die vrouens te verontskuldig nie, dis dikwels as gevolg van hulle eie sonde, dikwels as gevolg van ander se sonde, maak nie saak nie, sonde kry die skuld. Maar weet jy wat is die woord wat God se houding beskryf teenoor sulke ma's? Die woordjie deernis, die mooi Afrikaanse woord deernis. Die slim ouens sê deernis is 'n woord wat eintlik die twee woorde empatie en simpatie saamvoeg.
is 'n kombinasie van die twee. Dink saam met my, jy lees in Johannes 4 van 'n vrou wat as gevolg van verskeie kwessies 'n uitgeworpene was in haar samelewing. Jesus ontmoet haar by 'n put. Onthou jy hoe het hy met haar gepraat? Onthou jy hoe het hy haar op 'n baie persoonlike manier vol deernis die evangelie aangebied, saligheid aangebied, so eenvoudig as wat jy vir iemand water gee. Ek dink aan Hanna. Nou Hanna was getroud, maar sy was gebroke. Sy was in 'n sekere sin geboelie as gevolg van haar omstandighede. En sy roep tot die Here. Hier is 'n vrou wat met 'n kwessie voor die Here buig en huil eintlik maar. Die Here hoor haar. Die Here sien haar. Die Here buig hom neer tot Hanna. Vanmôre se verhaal, dit wat ons hier lees van Hagar, is eintlik maar die beste voorbeeld in die Bybel van die situasie wat ek vir u probeer skilder. Hagar, 'n Egiptiese slavin, uitgedryf, ons het dit gelees, uitgedryf deur Sarai se haat. Die moeder van wat die Jode sou word, wat op hierdie stadium nog nie 'n moeder is nie, maar sy haat Hagar. Sy mishandel Hagar, dryf haar weg, jaag haar weg, omdat sy Abraham se kind verwag. Hagar se ontdekking van hierdie tema waaroor ons vanoggend praat, die God wat sien, wat eintlik maar beteken, die God wat omgee, is ook vandag vir ons. Dis opgeteken in 'n tyd waar daar gepraat word van die verbond, in 'n tyd waar daar gepraat word van Abraham se nageslag, is hierdie verhaal vir ons opgeteken, want dit gee vir ons hoop. Dit gee vir ons moed. Dit help ons om te midde van ons omstandighede. As jy voel jy's alleen, jy het 'n stryd waarvan niemand weet nie, jy weet nie hoe om hierdie kwessie te hanteer nie, dan wil die Here vanoggend vir jou sê, luister, daar is 'n God wat sien. Dit beteken, daar is 'n God wat omgee. Dit gee vir ons hoop. Genesis 16 se oorkoepelende tema, en dit waarmee ons besig is nog steeds Abraham se toets van sy geloof. Abraham, die vader van die gelowiges. Dit begin daar in hoofstuk 12. Jy sal onthou, toe hy uit Mesopotamië geroep word, God roep hom uit sy pa se huis, trek na die land wat ek jou sal gee. En hy arriveer in Kanaan, glo die Here. Hoofstuk 13 het ons 'n bietjie van 'n laagtepunt beleef waar daar hongersnood was en hy het getrek na Egipte. Hy moes nie gegaan het nie, groot probleme, maar hy het 'n geloofsles geleer. Hy het geleer om op God te vertrou. Ons het by hoofstuk 14 gekom, waar hy nie saam met Lot getrek het nie, maar hy na die Here gekyk het en die Here het vir hom voorsien, die Here het hom beloftes gegee, pragtige goed. Hoofstuk 15 het ons oor gepraat met hierdie klassieke woorde, hy het die Here geglo. En dit is hom tot geregtigheid gereken. Hy het die vader van die gelowiges geword. En ons het verlede week afgesluit, die hoofstuk 15 klaar gemaak met die gedagte van die verbond, waar God met hom 'n verbond gesluit het. En nou laat hy glo. Ek meen, Abraham glo God, en dit is vir hom tot geregtigheid gereken. Hy glo tot saligheid. Nou sal jy dink, dit beteken mos, die gelooftoetse moet mos nou klaar wees. Dit is mos nou nie nodig dat hy nog geloof, dat sy geloof nou nog getoets moet word nie, maar die realiteit is, in die lewe word ons geloof dikwels getoets. Dit is hoe ons geloof groei, dit is hoe die Here ons geloof sterk maak. Ek gebruik altyd die beeld as ek vir mense sê, as jy 'n boompie moet plant, en jy bou 'n muur om hom, omdat jy hierdie boom wil beskerm, en jy bou 'n muur om hom, laat die wind en die weer nie naby hom kan kom nie, en hy word 'n groot pragtige boom met 'n muur wat hom beskud, en jy is so trots op hierdie boom, en jy vat die muur weg, die eerste ligte briesie in die baai gaan hom omwaai, want hy's nooit geleer om vasgeanker te wees met sy wortels nie. Dis deel van hoekom die wind die bome bietjie moet ruk, is om hulle wortels dieper te laat ingaan in die grond. Dis 'n beeld van ons geloof wat geanker moet wees in die Here. Dis hoekom ons geskit word, deur hierdie lewe gestamp en gestoot word, want die Here wil hê ons geloof moet in hom geanker wees. Nou sien ons, hierdie toets wat Abraham nou vanoggend deurgaan, is nie van buite nie. Dis nie spiese en swaarde van buite nie, dis sy eie vrou. Dis 'n moeilike een. Abraham se mislukkings, wat hierdie saak betref, is nie net gewigtige mislukkings wat hom betref nie.
Maar ons weet vandag nog van die effek van dit wat hier gebeur het. Ek gaan 'n paar hoofgedagtes noem en ons gaan die gedeelte opbreek in lesse wat ons kan leer onder die tema die God wat sien. Ons begin met Sarai se slegte raad. Ons het gelees die klagtes van Sarai se toestand, vers 1. Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. Kinderloosheid. Dis 'n moeilike saak. Dis 'n baie slegte, dis 'n tragiese toestand, veral vir vroue. Veral vir vroue. In Bybelse tyd was dit gesien as 'n seën van die Here, en dis waar, want dit is steeds so, 'n seën van die Here. Maar in die Bybelse tyd was kinderloosheid gesien as 'n vloek van die Here. En hierdie probleem het vir Sarai erger geword. Want ons lees, dit was so 10 jaar al, van die belofte gekom het, tot waar ons hoofstuk 16 lees, 10 jaar lank. En u sal weet, dink saam met my, in hierdie scenario, kan 10 jaar voel soos 'n ewigheid. As jy moet wag vir 'n babietjie. En jy weet, God het beloof, maar vir 10 jaar gebeur niks. Dit kan voel soos 'n ewigheid. Sarai is op hierdie stadium 76 jaar oud. En selfs in patriargale terme, want ons lees nou hier in die tyd van die patriarg, die aardsvaders, selfs in hierdie terme is dit baie onwaarskynlik dat 'n vrou enigstens nog kan kinders hê. En ek kan net dink hoe het hulle dit beleef. Abraham en Sarai, ryk, voorspoedige, geseënde paartjie, gevorderd in die lewensjare, sonder kinders. Reisigers sal daar aankom, want hulle het nie net hulle tent gehad nie, hulle het nou slawe en slavinne gehad, daar was baie mense deel van sy huishouding, maar hulle het nie kinders gehad nie. En dan sal reisigers daar aankom en sê, wie is jy? Ons het gehoor van Abraham, is jy Abraham? Ja, ek is Abraham. Wie is jou God? My God is die God wat die wêreld gemaak het. Hy het vir my nageslag beloof. Nou toe laat ons die nageslag sien. Waar is jou kinders? Kan jy indink? Nee, ons het nog nie kinders nie. Hoe klink dit? Hoe lyk dit? Ek kan net dink hoe hulle al vir mekaar gesê het, ons praat maar eerder nie weer hieroor. As daar reisigers kom, moet nou niks sê van die nageslag nie. Want dit raak nou 'n verleentheid. Dit was 'n langdurige toets. Dit was 'n droewige tyd. Nou opgrawings het bewys, as jy gaan kyk na die mense, die beskawings in daai tyd, dit was niks vreemd om 'n slavin in so 'n geval te gebruik as 'n tipe van 'n surrogaatma nie. Met ander woorde, sou dit onmoontlik wees om kinders te verwek, dan sal 'n slavin gebruik word vir die doel, en die kind wat verwek word, word dan gesien as die kind van die vrou, die vrou van die eienares van die slavin. Die baba sal nie gesien word as 'n kind van iemand anders nie, dis 'n kind van die eienares. En dis wat Sarai doen. Vers 2, ons het dit gelees, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar, en Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. Nou, daar's verskillende menings oor Sarai se foutjie, hierdie verkeerde raad wat sy haar man gee. Sommige skryf aan haar toe, dit is goddeloos, en ek dink sy was in 'n sekere sin opreg. Die Nuwe Testament, 1 Petrus 3 vers 5 en vers 6 verwys na Sarai as 'n heilige vrou. So sy was saam met haar man, het sy die Here liefgehad, die Here gedien, die Here geglo. Sy was nie goddeloos in haar optrede nie, maar opreg, maar verkeerd. Dis soos baie van ons maar is, ek dink almal van ons in 'n sekere sin seker maar. Opreg, maar iewers is ons verkeerd. Nie alles wat ons glo, nie alles wat ons sê is reg nie. Nou as jy na Abraham kyk, soos baie in die geskiedenis, hy kon heldhaftig staan toe hy moes gaan veg met swaarde en spiese, maar toe sy vrou met hierdie kwessie kom, 'n toets vir sy geloof, toe het dit hom laat wankel. Vers 2 het ons gelees, en Abraham het na Sarai geluister.
En as jy die Bybel lees en jy het nou al die trant van Genesis agtergekom, is belangrik om te let op hoe dinge gesê word, dan gaan jy sê, waar het ek dit al gelees? Waar het ons dit al teëgekom? Genesis 3 vers 17. Aan die mens, dis nou Adam, het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou. Adam het na Eva geluister. Hier kom Abraham en hy luister na Sarai. Nou manne, ek moet vir die manne sê, hier is nie universele raad, waar die Bybel sê, moenie luister na die raad van jou vrou nie. Inteendeel, die Here wil nie ons moet luister na die raad van ons vrouens, as dit goeie raad is. Wat ons hier moet sien is, as jou vrou slegte raad gee, dan luister jy nie na haar nie. Goeie raad moet ons na luister, dis hoekom ons beter werk as 'n span. Man en vrou saam, 2 koppe is beter as 1. Moet egter nie luister na slegte raad nie. En ek wil vir die vinnig 3 redes noem hoekom dit slegte raad was. In die eerste plek, in die lig van God se belofte, was haar planne sondig. In die lig van die belofte wat God vir hom gegee het, en dit wat die Here vir hom beloof het, was dit sondig. Dit is asof sy sê, ons moet die Here help. Die Here het gesê, maar jy weet, niks gebeur nie, so ons moet die Here help. Tweedens, hierdie plan het oorspel aangemoedig. Die feit dat dit 'n aanvaarbare praktyk was vir die tyd waarin hulle geleef het, maak dit nie 'n aanvaarbare praktyk vir die kinders van die Here nie. En dis 'n les wat ons ook maar moet leer, né? Daar's baie dinge in ons tyd wat aanvaar word. Daar's baie goed vandag wat mense nie eers meer oor praat nie. Mense het al onlangs vir gesê, "Hoe weet in ons tyd sou mense nooit so iets gedoen het nie." Deesdae doen almal dit en dit word nie meer oor gepraat nie. Dis niks meer verkeerd nie. Vir die kinders van die Here is die Bybel egter altyd ons riglyn. Dinge verander nie. Reg bly reg, verkeerd is verkeerd. Ons moenie inval by wat die samelewing ons wys nie. En hierdie planne van haar het oorspel aangemoedig vir Abraham om saam met een van sy slawe of slavinne dan nou te slaap. Derdens, dit was slegte plan, slegte raad. Want dink mooi saam met my en dan gaan 'n bietjie fokus daarop. Hagar, hierdie Egiptiese slavin, heel moontlik jong Egiptiese meisie, word 'n instrument. Dis bloot wat sy is, 'n instrument om te kry wat hulle wil hê. En dis 'n probleem. Sy was beroof van haar menslikheid, beroof van haar reinheid, beroof van haar alles, as gevolg van dit wat? Ons moet die Here help met sy plan. Ken ons nie hierdie optrede nie, né? Ons ken hierdie optrede want ons noem dit, daar's eintlik 'n uitdrukking daarvoor, ja, maar die doel heilig die middele. Ek weet dis nie 100% dalk nou soos wat ek dit sou wou hê nie, maar uiteindelik sal ons by die goeie dinge uitkom, want dis wat die Here mos uiteindelik van ons wil hê. En dit werk nooit so nie. Jy sien dit met jong mense, wanneer hulle op hierdie ouderdom kom waar hulle begin kyk na die manne kyk uit na 'n dame om mee te trou en die meisies kyk uit na 'n jong man om mee te trou en dan sê hulle dikwels, ek weet hy dien nou nie die Here nie en ek weet dis nou nie alles reg nie, maar miskien kan ek hom of haar vir die Here wen. Miskien kan ek hom of haar oortuig om saam met my die Here te dien. Die doel heilig mos, die middele. Terwyl die Bybel duidelik sê, jy kan nie saam met 'n ongelowige in dieselfde juk trek nie. Dalk vir die besigheidsmanne is daar 'n kontrak. En die enigste manier om hy kontrak te kry is met 'n bietjie omkoopgeld. Jy weet mos hier onder die tafel hoe die dinge vandag gedoen ook wil word. Dis al hoe ons dit gaan regkry. Ek weet dis nou nie soos wat ek dit altyd gedoen het of soos wat ons dit wil hê nie, maar die doel heilig nou die middele. Nooit is dit reg nie. Wat nog verder interessant is as jy kyk na die woorde, is net dieselfde woorde wat gebruik word in Genesis 16 vir toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man. Dieselfde woorde is die woorde wat gebruik word in Genesis 3, die taal, toe daar gesê word, Eva het vir Adam die vrug gegee. Toe gee die vrou aan haar man by haar, en hy het geëet. Nou ek is seker, as 'n mens dink aan Abraham en Sarai,
Aanvanklik was hulle miskien opgewonde oor die kwessie, want die plan het gewerk. Die plan het gewerk. Nou gaan Abraham mos 'n nageslag kry. Die plan het gewerk. Maar die Bybel sê, die partytjie het nie baie lank gehou nie. Van die oomblik toe dit duidelik word, en ek neem aan, ek wil prakties wees, ons word nie die detail gegee nie, maar heel moontlik, toe die magie begin wys, daar kan nou nie meer weggesteek word nie, Hagar is nou swanger. Toe kom daar 'n stryd, en daar kom 'n probleem in die huishouding. Sarai raak veragtelik in haar oë. Vers 5 het ons gelees, Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. Weet jy wat is die verskil, en ek gaan nou baie bar klink, maar volg net die illustrasie. Weet jy wat is die verskil tussen 'n mens en 'n hond? 'n Hond, as hy weet hy is skuldig, dan kan jy dit 100 myl ver op sy gesig sien. Dit sal wees kop onderste bo, stert hang. Jy weet mos, ons het al hondjies gehad wat vir ons baie duidelik, en jy moet hom eers straf voor alles verby is, maar dit is net, as hy verkeerd gedoen het, dan weet hy, moet net nie. Maar 'n mens is nie so nie. Om die waarheid te sê, in ons samelewing dink ek, ons het van blaamverskywing 'n wetenskap gemaak. 'n fyn berekende, verskoon nog en uitgewerkte wetenskap om ander te blameer vir dit wat ek verkeerd gedoen het. En dis wat hier aangaan. Sarai sê, Abraham, dis jy, kyk wat het jy nou gedoen. Dis jou skuld, terwyl dit Sarai se skuld was. Abraham het aandeel. Abraham se beskuldigings is wel verdiend, maar dit wat onregverdig was, is toe sy optrede teenoor Hagar. Want ons het in vers 6 gelees, Abraham sê vir Sarai, hierso is sy. Ek gee hierdie slavin in jou hand, doen met haar soos goed is in jou oë. En toe begin Sarai haar sleg behandel. Mishandel is die woord wat ons gebruik. Dit is presies dieselfde woord, weer eens nie toevallig nie, wat gebruik word, en dis nie toevallig dat dit 'n Egiptiese slavin is nie, want dis dieselfde uitdrukking wat gebruik word om te sê, Farao, onthou jy toe die Israeliete in Egipte land was, toe sê hulle, Farao het die Israeliete sleg behandel. Dis presies dieselfde uitdrukking in die Hebreëus. Sarai het vir Hagar sleg behandel. En toe besluit Hagar om te vlug. Dis ironies, né? Laat die dinge in die Bybel so presies dieselfde uitspeel, so parallel lê. Ook natuurlik vir die kindjie wat aankom is. Dinge lyk nie baie rooskleurig nie. Ons het in vers 11 en 12 gelees, ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. So, dinge lyk nie goed vir die baba wat kom nie, maar die beskrywing hier is, die Here het haar in haar ellende. Dit was 'n haglike toestand. As jy dink jy het haglike omstandighede by die werk, of jy het haglike omstandighede by die huis, maal dit met 10 en jy kom dalk nog nie uit by wat Hagar beleef het in hierdie tyd nie. Vir die seun wat dan gebore sal word, wat die engel vir haar sê, jy sal 'n seun hê en jy moet hom Ismael noem. Hierdie seun, dis waar die Arabiere vandaan kom. Tot vandag toe is daar vyandskap tussen die Jode en die Arabiere. Dis maar net hoe dit werk. So Hagar vlug van Hebron af weg, heel moontlik in die nag, sy moes wegraak, niemand moes weet nie, vat wat sy kon dra, loop die woestyn in en sy vlug. In die rigting van Egipte. Sy is 'n Egiptenaar. So sy gaan in die rigting van Egipte. Vers 7, die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur. In vers 14 sê dit vir ons, dit is tussen Kades en Beret. So dis, as jy nou gaan kyk op die kaart, so 3 of 4 dae te voet, het sy gereis, die woestyn in. En daar kry die engel haar, by 'n fontein, op pad na Sur. Sur was op die grens tussen Egipte land en Palestina. Ek wil hê u moet dink saam met my. 'n Slavin, 'n jong meisie, swanger.
Swanger met haar eienaar se baba. Vir die wêreld is sy nie veel werd. Dit klink verskriklik. Maar vir die wêreld is sy nutteloos. Vir die wêreld is sy onbenullig. Die wêreld sal sê, laat sy maar sterf. Dinge lyk nie goed nie. Sy beteken niks vir iemand nie. Sy kan maar sterf. Dit sal beter wees mos, as sy maar sterf. Maar daar in die woestyn, in 'n slegte, desperate toestand, sy's verlore. Maar God het haar gekry. God het haar gevind. Sy was verlore, maar sy's nie verlore vir God nie. Hy is vol genade. Hoor wat lees ons in vers 7 en 8. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by 'n fontein op pad na Sur en gevra: Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? Waar gaan jy heen? Ek wil jy moet saam met my dink hier. Die eerste keer lees ons die woorde, die engel van die Here. Ons het hom al gesien, want hy het aan Abraham verskyn. Maar die uitdrukking, die engel van die Here, heel moontlik in Genesis 15 al gesien, maar wie is dit? Ons weet, dis Jesus in 'n menslike gedaante, wat verskyn, voordat hy mens geword het in die Nuwe Testament, het hy verskyn, en hier verskyn hy, aan 'n niks werd slaaf. 'n Egiptiese slawe meisie. En die Here noem haar by haar naam. Kyk mooi. Hagar, slavin van Sarai. En dan hierdie woorde, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Weet jy wat beteken hierdie woorde? Die Here wil hê, sy moet haar hart vir hom oopmaak. U weet, God vra nie vra omdat hy nie inligting het nie. Hy vra nie vra omdat hy nie weet wat gaan aan nie. Hy het daar nie raak geloop en nou wonder hy, waar kom sy vandaan en waar gaan? Dis nie wat hier aangaan nie. Wat hier aangaan is, Jesus, wat bykans ondenkbaar, by 'n niks werd mens, gaan stilstaan, en vir haar sê, maak vir my jou hart oop. Praat met my. Ek sal luister. In Johannes 4 is amper onmoontlik om Genesis 16 te lees en nie te dink aan Johannes 4. Het jy dit opgemerk? Ek het dit aan die inleiding al genoem. Maar jy kry Jesus in Johannes 4 by 'n put. By 'n vrou, uitgeworpene, niks werd vrou. Hier is Jesus by 'n vrou, by 'n fontein. En hy praat met haar. Baie parallelle. En wat hy vir haar wil gee is saligheid. Wat hy vir haar bied is redding. Op 'n baie persoonlike, op 'n baie sagte, menslike manier. Kyk na die kontras. Hoe Sarai haar behandel. En hier kom God, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hoe behandel hy haar? Hoe sien hy haar? Hy praat met haar baie persoonlik. En dan sien jy die doel, is ons tweede hoofpunt. Die Here wil haar oortuig van haar sonde. Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? In hierdie benarde toestand wil hy hê sy moet sê, wat gaan aan in haar lewe? Hoor wat sê sy, vers 8. Ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Dis wat sy uitkry. Daar's baie in die woorde te sê, ja, daar was teen haar gesondig, maar sy het nodig om te kom op 'n punt waar sy erken, wie sy en wat doen sy? Wie is jy en wat doen jy? Maak jou hart oop. Ek vlug van my meesteres Sarai af weg. En wat sê die engel vir haar? Gaan terug
en wees onderdanig aan jou meesteres. Gaan terug. Ek verstout my om te sê, ek gaan 'n woord gebruik wat nie hier staan nie, maar dis bekering. Dis al wat dit is. Hagar, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Waar gaan jy heen? Ek vlug van my meesteres weg. Gaan terug. Gaan terug. Hoekom? Hoekom moet ek terug gaan? Dis haglike omstandighede. Niemand kan so lewe nie. Maar dit is maklik vir ons om daarna te kyk. En dan sal ons maklik sê, maar daar word teen my gesondig. Want weet jy wat is ons eerste natuur? Om te sê, mense sondig teen my. En dis altyd wat ons eerste doen wanneer die Here met ons praat, is dit nie? Ons praat van die sonde wat teen ons gedoen word. Mense is lelik met my. Mense praat so met my. Mense doen dit aan my. Maar is jy bereid om te sê, wie is jy? En wat gaan in jou hart aan? Maak jou hart vir die Here oop. Is jy bereid om vir die Here te sê, ek het gesondig, ek het weggevlug, ek het geloop, ek is 'n weghardloop slaaf. Is nie net terug na Sarai toe nie, maar jy moet teruggaan na Abraham toe. Abraham is die verbondshoof. Abraham is die vader van die gelowiges. Hy is die een waar, eintlik is hy die toonbeeld van die mense van God. Gaan terug na hom toe. Gaan terug na waar jy vandaan kom. Gaan terug en wees onderdanig aan jou meesteres. Baie mense moet dit hoor met betrekking tot die kerk. Weet jy dit? Baie mense in ons dag, wie se lewens sleg skeefloop. Die Here ontmoet hulle en hy vra, wie is jy? Waar kom jy vandaan en waarheen is jou pad? En dan sal hy sê, gaan terug kerk toe. Hoekom? Want ons het mos al geweet, of ons het al gehoor, wat het ons nodig? Ons het nodig om die woord te hoor. Ons het nodig om te hoor, wat sê die Here vir ons? Die kerk is nie volmaak nie, ja. Net soos wat Abraham nie volmaak was nie, net soos wat Sarai nie volmaak was nie, so is die kerk nie volmaak nie, maar dis 'n plek waar God sy seën gebied. Dis waar die mense van God bymekaar kom. Ons het mekaar nodig. Daarom is dit nodig om saam met ander te vergader. Deel van God se volk, gaan terug. Dien die Here daar, wees onderdanig. Net soos Hagar, kan niemand onder ons weghardloop van die Here af en dink die Here gaan my nie kry nie. Jy kan nie weghardloop van jou probleme nie. Jy gaan dink, ja, dit gaan beter wees, daar waar, jy weet, daar gaan dit beter wees. Jy gaan aanhou hardloop vir die res van jou lewe. Ons moet die Here vertrou. Ons moet ons sonde in die gesig staar en sê, Here, verander my. En kan ek dit ook maar net toepas vinnig op ons huwelike? Baie mense kom na my toe en sê hulle, weet die Here wil my gelukkig hê en ek is nie gelukkig in hierdie huwelik nie. Gaan terug. Gaan terug. Gaan maak reg. Die Here wil jou verander. Die Here gebruik mense om ons te skuur en te skaaf. Ja, ek weet dit is moeilik. Ek verstaan moeilik. Ek verstaan hierdie kwessies. Die Here verstaan dit baie beter as ek nog, maar hy sê, gaan terug. Die meeste mense wat gered is as volwassenes, sal weet waar die Here jou gekry het. En ek praat van mense wat tot bekering gekom het as volwassenes. Die meeste van mense wat tot bekering gekom het as volwassenes, sê vir my, ek was op 'n baie slegte plek toe die Here my gekry het. Wat het God met jou gedoen? Hy het my teruggestuur. Ek moes my sonde bely, ek moes my sonde erken, bely en teruggaan. En ek moes vir hom lewe. Hy het vir my gesê, ek is 'n sondaar. Maar ek moes teruggaan. Is dit nie wat die Here met die vrou daar by die put gedoen het in Johannes 4 ook maar nie? Hy het vir haar sonde gewys, sy het dit erken, sy het tot bekering gekom. En daarna, die bloed van die Here Jesus wat ons reinig en steeds reinig, en ons is nie volmaak nie, en ek weet al hierdie dinge, maar dis die eerste boodskap. Maar hy gaan verder, en dit bring ons by die volgende punt, daar's 'n belofte van seën. Hy sê in vers 10 vir haar, verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Wat 'n belofte. Kyk na die goedheid van die Here, kyk na die guns van die Here, onverdiende guns. Hier sê 'n benarde situasie, sy weet nie eens of sy hierdie babatjie sal kan hê nie, wat nog van groot maak. En hier kom die engel en hy sê, hierdie kind gaan 'n groot nasie word. Dat dit vanweë die menigte nie getel kan word. Vers 11, ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Die Here het jou in jou ellende verhoor. Sy was mishandel. Dis nie asof die Here sy oë toe hou en sê, nee, dis nie regtig so swaar nie. Ag, jy verbeel jou net, dis nie regtig so erg nie. Dis erg. Maar die Here het jou verhoor.
Hy sal hy maak jou die moeder van 'n groot en 'n magtige nasie. So ek wil vanoggend vir u sê, hier sit mense vanoggend wat swaar kry. Weet jy wat sê hierdie gedeelte vir ons? Die Here sien jou, hy ken jou, hy weet van jou spesifieke omstandighede. Ons sê dit vir ons, maar niemand sal verstaan nie, die Here verstaan. Nie net omdat hy God is nie, ook omdat hy mens was. Hy het mens geword, ook vir hierdie doel. Proefondervindelik ken hy menslike gedrag, menslike optrede. Hy het nie 'n menslike natuur gehad, sondige natuur gehad nie, maar 'n menslike natuur. In die woorde van Psalm 121 vers 4 wat ons baie goed ken, kyk, die Here, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. As die Here moet sluimer of slaap, sal dit 'n dekade of 'n eeu wees wat verbygaan, né? En dan gaan hy my, ek gaan al dood wees as die Here 'n slaapie, middagslaapie moet vat en niemand sal my kan help nie. Maar die Bybel sê hy slaap nie. Hy sluimer nie. Hy knyp nie net 'n ruskansie af en gaan nie hoor as ek roep nie. Hy weet, hy ken ons omstandighede, ook in Suid-Afrika. Ook in hierdie omstandighede wat ons nou beleef in Suid-Afrika. Dis nie asof die Here een kan staan en nie bewus is van ons nie. Hy's betrokke. Persoonlik, menslik, met sy guns, met sy deernis. Nou die Engels sê vir haar, jou kind moet Ishmael genoem word. Ishmael beteken die Here wat hoor. Of die Here het gehoor, kan dit ook vertaal word. So elke keer, onthou nou, elke keer wat sy daai kindjie geroep het, sy naam genoem het, dan sy onthou, die Here het my gehoor. Die Here het my gehoor. Dit bring ons by ons laaste gedagte. Hagar het die Here aanbid. Haar aanbidding is 3 forme, ek gaan dit vinnig vir u noem. In die eerste plek, sy verheerlik sy naam in vers 13. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, hier het ek ook gesien na hom wat my sien. Ek dink dis hier waar die Here vir haar 'n realiteit geword het. Waar die Here vir haar nie net 'n naam was wat haar meester genoem het nie, Jehovah. Maar die Here het vir haar 'n realiteit geword. Hierso. Baie van ons word groot in die kerk. En dis 'n voorreg. En ons leer van Jesus en ons leer, as jy die sonnaarskoolkinders vra, wie? Jesus, ja, ons ken al hierdie goed, maar wanneer word hy vir jou 'n realiteit? Wanneer word hy vir jou werklik 'n realiteit? Wanneer jy hom leer ken. Wanneer jy jou geloof in hom plaas. Hierso het dit gebeur. Is interessant, die eerste keer wat 'n mens in die Bybel aan God 'n naam gee. Elke keer nog het die Here sy naam bekend gemaak. Maar hier kom 'n mens en hy sê, die Here wat my sien. En dis interessant, van 'n slawe meisie, 'n Egiptiese slawe meisie, 'n uitgeworpene, eensame, desperate, onbeminde. Charles Spurgeon het geskryf oor die gedeelte en ek wil net vir u lees. Hy sê, though Abraham did not encourage her, though Sarai didn't acknowledge her, yet the Lord's eyes would be upon her, as God's favor was preparing great things for her. Die God van die Bybel is 'n God wat sien. Ons moet hom aanbid. Sy het hom aanbid met 'n persoonlike lofprysing. Here, U is vir my 'n realiteit. Tweedens het sy hom aanbid, want sy het vir hom publiek getuienis gegee. Publiek, hoekom sê ek so? Daarom noem hulle die put, dis nou die put waar hy haar gekry het, Lachai Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. Dit beteken letterlik die put van die lewende God wat my sien. Dis wat dit beteken. So dit impliseer, sy het dit nie net vir haarself gehou nie, sy het dit vir almal vertel, sy het dit publiek gemaak. Hy is 'n realiteit. Mense kyk na my lewe. Ek kan getuienis gee van dit wat die Here vir my gedoen het. Ons moet so getuienis gee van die Here. Ons moet ook weet, God leef. Ons kan hom beleef. Daar's 'n Bybelse grond vir dit wat ek vir julle sê. Kyk wat het hy vir my gedoen. Hy het my lewe nuut gemaak. Ek kan vir jou vertel van wat die Here vir my gedoen het en jy gaan dit sien in my lewe. Daar is 'n verandering. Ek was verlore, nou is ek gevind, want die Here ken my, hy sien my. Maar derdens, sy was gehoorsaam ook aan die gebod van die Here. Want ons weet dit, want vers 15 sê,
en Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar en Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het Ismael genoem. Waar kom Abraham aan die naam? Hagar het vir hom gesê. Die engel van die Here het vir my gesê ek moet hom Ismael noem. Ek wil hom Ismael noem. Dit was heel moontlik nie 'n baie goeie tuiskoms toe sy daar by die tente aangestap kom nie. Kan jy indink? Omstandighede was sleg. Jy praat van die olifant in die kamer. Kan jy dink aan die atmosfeer toe Hagar terugkom? Sy's nie nou net 'n onbeminde slaaf nie, sy's 'n weghardloopslaaf. Niks werd. Die atmosfeer. Maar ek dink almal kon egter die verandering in haar lewe opmerk. Almal moes gesien het, hoorie, wat het gebeur met Hagar? Omstandighede is nog dieselfde. Wat het gebeur met Hagar? Dis wat gebeur wanneer iemand by die Here uitkom. Dis wat gebeur wanneer u en ek werklik waar die Here leer ken as 'n realiteit. Jy plaas jou geloof in hom. Jou omstandighede gaan heel moontlik nie verander nie. Maar jy verander en mense gaan dit agterkom. Mense gaan weet hier het iets gebeur. Baie dikwels hoef jy dit nie eers te sê nie, maar hulle gaan weet hier het iets gebeur. Wat het nou gebeur? Wat is die les wat ons in hierdie gedeelte moet vat? En ek sluit af. Vir kinders van die Here dink ek die les is voor die hand liggend, né? As ons kyk na Abraham se geloof, wag op die Here. Dawid se woorde in Psalm 37 vers 34, wag op die Here en hou sy weg. Wag op die Here en hou sy weg. Moenie jou eie pad kies nie, moenie jou eie planne maak nie, moenie, jy weet, mense sê, die Here help die wat hulle self help. Dis nie 'n Bybelse uitdrukking nie. Dit beteken nie jy moet niks doen nie. Dit beteken net, moet nooit iets verkeerd doen en dink, maar die doel is eintlik goed, so, weet, ons gaan nog daarby uitkom nie. Moet nooit dit doen nie. Wag op die Here en hou sy weg. Moenie ongeduldig raak nie. 10 jaar is lank om te wag vir 'n baba. Dink aan Abraham en Sarai. 10 jaar. Heel moontlik, die meeste van die kommentare sê, Sarai het heel moontlik in haar hart voorgenem om te sê, met die belofte, goed, 10 jaar. Kom ons gee dit 10 jaar. En toe 10 jaar verby is, toe sê sy, goed, nou moet ons maar self 'n plan maak. Want dit lyk my nie die Here. Jy weet, ons moet die Here nou help. 10 jaar. Hulle neem dit as 'n tipe van 'n, hier is dit nou. Wat beteken dit prakties as ek vir u sê, wag op die Here en hou sy weg? Dit beteken moenie sondig nie. Wat jy ook al doen, moenie sondig nie. Maak nie saak, al sê die dominee vir jou, hoor jy, dis nie so erg nie, moet dit nie doen nie. Enige ongeregtigheid, moet dit nie doen nie. Moenie jou eie kop volg nie. Vertrou die Here, aanbid hom, volg hom, dien hom. Dalk gaan u soos Abraham deur 'n langdurige swaar kry. Langdurige, dit kan 'n siekte wees, dit kan omstandighede by die werk wees, dit kan wees wat dit wil. Moenie ongeduldig raak nie. Dis 'n beproewing. Moet nooit vergeet nie. Daar's 'n God wat sien. Daar's 'n God wat weet. Jy mag dalk vir ander net 'n naam wees. Jy mag dalk selfs, jy weet, voel niemand gee vir my om nie. Daar's 'n God wat sien, wat van jou weet. Hy het sy seun gestuur om te sterf vir jou. Hoekom sal hy van jou vergeet? Ons moet daai versoeking weerstaan om dinge in ons eie hand te neem. Vir die wat dalk hier vanoggend sit en nog nooit u geloof, u vertroue in die Here geplaas het nie. Vir u wil ek sê, daar's 'n mooi getuienis in die lewe van George Whitefield. 'n baie bekende prediker uit van Engeland af, hy oor na Amerika toe en hy het gepreek, rondgereis en gepreek in Amerika. Dit was deel van die wat hulle noem die Great Awakening. Die Here het hom kragtig gebruik. Amerika het geweet van George Whitefield. En George Whitefield het begin siek word en aan die einde, toe hy nou regtig sien sy kragte taan, die baie bekende uitspraak gemaak, I would rather wear out than rust out. Hulle het vir hom gesê, jy moenie meer preek nie, jy moenie meer, hy sê, hoorie, ek gaan in elk geval doodgaan, so ek sal eerder, I'd rather wear out than rust out. Ek wil nie roes nie, ek wil, dat ek nou maar preek. En hy het aangehou preek. Met sy dood, 30 September 1770 is George Whitefield dood. En dit is soos 'n veldbrand, het hierdie nuus in Amerika versprei. Sonder Twitter, sonder WhatsApp, sonder eers koerante. Mense het gepraat, want die hele Amerika het geweet van George Whitefield. En hulle sê, daar was 'n baie bekende, ydelle, goddelose vrou, wat in hoë kringe beweeg het in New York. En toe sy hoor, George Whitefield is dood, want almal het geweet van George Whitefield. Toe sê sy, my, that man had such a cheerful spirit, he almost tempted me to become a Christian.
Wat 'n getuienis vir George Whitefield. Maar ek wil vir u sê, as u nog nooit u vertroue in die Here geplaas het nie, mag u versoek word om u lewe aan die Here oor te gee. Bloot net deur te kyk na Hagar, bloot net deur te kyk na die genade van God wat in mense werk. En as daar niemand anders is nie, kan ek u vertel van die genade van die Here wat werk in my lewe. In my lewe, want dit moet oral sigbaar wees. Maar wees dan versoek om jou lewe aan die Here oor te gee en te sê, Here, u sal ek dien. Besef, dis die Here wat my sien. En hy wil hê jy moet na hom toe kom. Hy wil hê jy moet hom volg. Hy's bereid om te vergewe. Hy's bereid om jou vry te spreek. Leer by Hagar. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie juweel in die middel van 'n vertelling van die verbond en van Abraham. Sien ons deel van sy lewe is daar vir ons 'n stukkie geskiedenis opgeskryf wat ons laat besef, U is 'n God wat sien. U is 'n God wat U weet. En U wil hê ons moet ons harte vir U oopmaak. Daar is dalk dinge wat ons met ons saamdra wat niemand van weet nie. Ons is nie bereid om daaroor te praat nie. Om verskeie redes. Ons kan dit met U bespreek. U verstaan. U weet. Bo alles, ons sien U as die genadige God wat vir ons saligheid aanbied. Die prys is klaar betaal. Ons hoef niks meer te doen wat werke betref nie. Maar wat U van ons vra is dat ons ons geloof in U sal plaas. Dis al. Dis al. Daarom bid ons dat elkeen wat vanoggend hierdie hoor sal kan getuig van 'n realiteit. 'n dag, 'n geleentheid waar ons ons vertroue in U plaas. En as ons dit al gedoen het, help ons om dit te vernuwe, om gedurig deur daai lewe na te jaag, na te speur. Dalk het ons toegelaat dat daar stof op ons Bybels opgaar. Ons het toegelaat dat die liefde vir die wêreld begin oorneem in my hart. En ek het verknog geraak dalk aan sekere dinge. Vir die sulke sê U ook vanoggend, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Waarheen is jou pad? Help ons om ons oortredinge te bely en te laat staan, dat ons barmhartigheid kan kry. Geef vir ons genade, Here, ons het dit baie nodig. En ons bid dit tot eer van U naam. Amen. Kom ons sluit af met Liedboek 393.